Ja. Dankie Heer vir uw groot genade. Dankie vir elke dag se wonderdade. Dankie dat ek in uw teenwoordigheid mag buig en in dankbaarheid van uw groot liefde mag getuig. Dankie Vader vir my dagse brood. Dankie vir uw daglikse woord. Dankie dat u my raak sien en vir my elke dag nog voorsien. Dankie Here. Dankie Meester vir uw krag. Dankie dat ek mag opstaan elke dag. Dankie dat u my elke dag deurdra en vir my gee dit wat ek mag vra. Dankie my koning vir al uw kuns aan my bewys. Dankie dat ek in uw koninkryk mag verreis. Dankie dat u my waardig ag en my aanstel onder uw gesag. Dankie Jesus, u het my kom bevry. Dankie dat u my vandag nog voorberei. Dankie dat u my skoon gewas het Goeienaand met Suster uw Johanna, Bro Ben. my bevry het van die sonde gloed. Jesus se magte Halleluja, prys die Here. Liewe Heer Jesus, U is die lig wat vir ons skyn. En liefde bring vreugde en blydskap en maak ons rein. In uw woord bevestig u dat u is die lig van die wêreld en dit is waar. Dankie dat ons mag weet, u is die lig in ons lewens en is altyd daar. Help ons, o Here, om altyd deur die lyding van die Gees U te volg elke dag, sodat ons in die lig mag wandel met U mag en krag. Amen. Here, vul ons met die krag om die ligdraers te wees in die duistere stryd. Lei ons deur die Gees na die oorwinning in die volmaakte tyd. Hy belofte aan ons is die lig wat nooit sal vervaar. Dankie dat u die wederkoms nie onnodig vertrou. Amen.
is vir ons, Here. Vader, vergewe ons menigvuldige sondes en verwyder die vrees. Die lig skyn helder, want die Gees sal altyd by ons wees. Abba Vader, laat die lig in deur ons so sal skyn, sodat die wêreld dit sal sien en dat alle twyfel sal verdwyn. Here, skenk ons die moed van ons oortuiging om die lig uit te straal. Suster Isabel, goeie naam. Dit vir die kinders bepaal. Yes, Lord. Here Jesus, ons wil U dank vir die lig van U genade. Vir ons mense in die arms vind ons rus, ons sal reageer. Op U liefdeswense, laat ons altyd onthou, U is die lig. U sal ons altyd deur die Gees lei, sodat ons nie in die duisternis van die sonde sal bly. Dank Jesus, dat ons in U naam mag bid. Amen. Halleluja. Prys die Here. Ek prys U vandag. Heer, U soek 'n onverdeelde hart. U neem weg al die pyn en smart. Amen. Halleluja. Vader, ek buig nou laag voor U, my oë op U, net U alleen. O Heer, Goeie naam, broer Dolf. met vreugde kom ek nader. Suster Marina. Met lof wat Goeienaand. vry. Ek gee my hart onverdeeld aan U. Lei my Here in alles wat ek doen. Ek volg U pad. U is my vreugde. U is my skat. Ek sing en juig my hele lewe voor U gebuig. U voorsien alles wat ons nodig het. U hoor Marina. elke woord van my gebed. Oh ja, hartmense. Amen. Dankie dat U my lewe dra. In afhanklikheid wag ek stil. Lei my Heer volgens U wil. Ek gee my hart onverdeeld aan U. U is my krag, U hou my veilig elke dag.
Asseblief, Here. woorde saf en teel. Leer my om die mooi te sien, ander met liefde te bedien. Help my leef met 'n dankbaar hart, selfs wanneer die pad soms swaar word met smart. Open my oor, laat ek hoor wat U vandag vir my het instoor. Onverdeeld behoort ek aan U, met blydskap leef ek elke dag niet. My sien aan Jesus alleen, vir ewig saam. Amen, amen, ek volg U, Here, weer en Amen, halleluja. Prys die Here. Oh, halleluja. Loof sy heilige naam, laat asem die groet jy laat die Here loof. Good evening, Sister Lisa. Welcome, welcome. Hy is goed, loof sy heilige naam, laat asem die groet jy laat die Here loof. Halleluja. Loof die Here. Ek wil die Here Loof. Hele hart. Roep weer nuwe krag. Ek wil die Here loof. Loof met my hele hart. Hy gee ons wat roep weer nuwe krag.
Prys sy naam, prys sy naam. Herfst is hier, maar winter kom. Die aarde draai en ek surfer om. O Jesus, beweeg in my. Die seisoene op my lewenspad maak my gereed om die hand te vat. O Jesus, beweeg in my. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Asseblief. Net soos U dit wil doen. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Ek wil my lig laat skyn. So ek vra, beweeg in my. Ek is nie alleen as die koue kom, want U het gesê, U is hier by ons. O Jesus, beweeg in my. In die donker dag sal ek wortels skiet in die vaste grond wat net U kan bied. O Jesus, Halleluja. beweeg in my. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Net soos U dit wil doen. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Ek wil my lig laat skyn. So ek vra, beweeg in my. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Net soos U dit wil doen. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Ek wil my lig laat skyn. So ek vra, beweeg in my. Beweeg in my. Beweeg in my. Oh, so ek vra, beweeg in my. Amen. Prys die Here. Loof sy naam. Prys die Here. Gees van waarheid, lei my. Gees van wysheid, wys my die waarheid. Waar U is vrede. Waar U is, vind ek lewe. Waar U is vryheid vir my. Kom, o Skepper Gees, en lei my. Kom, o Skepper Gees, en werk in my. Want ek smag na U, ek smag. Hier is my lewe, hier is my hart. Kom, o Skepper Gees, en lei my.
Amen, halleluja, prys die Here. Welkom aan elke Facebook kyker, elke WhatsApp luisteraar. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus Christus. Goeienaand Suster Desiree, ons groet jou ook in die mooi naam, bo elke naam. Amen. Die naam wat alle mag in die hemel sowel as op die aarde ontvang het. Die naam Jesus Christus, ons koning, ons Here, ons God, halleluja. Ja, dankie dat ons weer so kan saamkom, sy naam kan groot maak en net te kan hoor wat hy vir ons wil sê. Ja, ons is besig met die boek van Jakobus en is altyd lekker om opgewonde te kan wees oor 'n boek wat begin met beproewings. Ja, ons wil dit mos nie hoor nie, nê. Beproewings en versoekinge. Ja, en as ons nou deurgaan, ag nee, Jakobus is eerlik. Dit leer ons om lydsaam te wees. Dan word ons daders van die woord. Ons is nie aanneming van persone nie, want God is nie 'n aannemer van persone nie. En dan praat hy van nutteloosheid van die geloof sonder werke. So jou geloof is niks sonder werke nie. En vanaand praat ons oor die beheersing van die tong. Hoeveel maal sukkel ons met die tong? Here, ek bid vanaand dat U hierdie woord sal seën. Here, dat U Gees sal gebruik om my as spreekbuis aan hierdie mense iets oor te dra, sodat ons gestig kan word deur U woord, halleluja. Ons is hier om te hoor wat U te sê het, Here, nie om te hoor wat duiwel te sê het. Maar Gees van God praat deur my, gebruik my. Ek wil graag hê dat wanneer Jolandi nou dit neertik, Jakobus die 3de hoofstuk, Jakobus 3, en dan moet sy tussen hakies sit, Psalm 12. Daai Psalm 12 wil ek graag hê dat julle in julle eie tyd moet deurlees en stadig lees. Ek weet nie, ek glo met my hele hart dat die Here dit nie verniet op my hart lê nie. Dat dit wat ek vanaand gaan deel en Psalm 12 dalk gaan in mekaar pas. Maar ek wil hê dat julle dit op julle eie tyd moet doen. Dis nie 'n lang hoofstuk nie. Dis genoeg om 'n mens te laat dink. Amen. Prys die Here. Ek wil so graag daaroor praat, maar ek weet nie, dit lê net nie op my hart dat julle dit moet self ondersoek. Amen. Prys die Here. Nou Jakobus begin, Jakobus 3 so, hy sê, moenie baie leermeesters wees nie. Hoeveel mense ken ons al buitekant, ons noem hulle mos Mr. of Mrs. Know-it-all. Mense wat dink hulle weet alles. Kan ek gou ietsie sê, daar's net een wat alles weet en dis God. Amen. En gee hom kans om jou die wysheid te gee, man. Gee hom kans om deur jou te spreek. Gee hom kans om jou te leer en dan te kan leer. So moenie probeer 'n leermeester wees nie. Ons praat vandag weer daaroor. Party mense is beroep, maar party mense is geroep. Party mense is beroep om 'n taak te doen, maar party mense is geroep deur die Here om 'n boodskapdraer te wees en wat lering kan gee, wat kan profeteer. Hoor mooi, wat 'n apostoliese bediening het, wat 'n evangeliese bediening het, wat kan evangeliseer, man, wat die woord kan oopbreek, wat kan omgee vir mense, herderskap en sulke goeders.
Nie almal het dieselfde eienskap nie, want hulle is nie almal geroep nie, hulle word deur mense beroep, maar hulle is nie geroep nie. Hoor mooi, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Nou wil ek met hierdie mense praat wat baie mense wil leer. David, die Here praat nou met jou. Hoor wat sê hy hierso. Ons gaan 'n groter oordeel ondergaan. Hoe weet ek nie? Want party mense dink so, ons gaan almal net hel toe of hemel toe. Weet julle dat baie mense geoordeel gaan word, maar wel gered sal wees om hemel toe te gaan? Die Bybel self sê so, hy sê, jy sal skade ly, al is jy gered, want jou werke gaan op 'n altaar geplaas word. Is dit nie wonderlik nie? So dit wys jou net, as kind van die Here, en dit is waaroor ons net nou gepraat het, wat is die geloof sonder werke, of die vorige keer gepraat het. Hoor mooi, daardie werke as kind van God, wedergebore kind van God, gered deur sy genade, daardie werke gaan op 'n altaar geplaas word. Die vuur van God gaan dit brand, en daai wat oorbly sal jou kroon wees. Moenie laat dit stof wees van as en stoppels. Bou met goud en diamante en al die goedes wat vir jou kroon sal gee. Moenie asseblief dat daar 'n stof hoopie op is en as dit op jou kop sit en net jou kop gaan vuil maak. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Ons gaan krone dra. Ons gaan krone dra. Die dag wanneer Jesus kom, gaan ons krone dra. Nou praat ek nie van almal nie. Ek praat van die wat saam met hom heen sal gaan, na die grootste bruilof wat daar ooit sal wees. Daar gaan eers 'n bruilof wees voor die wit troonoordeel. Onthou dit. As jy nie saamstem nie, WhatsApp my, praat met my, man, doen net wat jy wil, message my, en ek sal vir jou skrif gee vir al hierdie goeders. Ek bly by die skrif, broer en suster, liewe vriend, vriendin wat na my luister. Hier in die kant sien ek net gedeelte van my huis en die kant 'n gedeelte van my huis, so ek kan nie sien wie aan die sideline kyk nie, maar ek praat met julle ook. Julle wat nie wil saam praat nie, ek praat met julle almal. Hy sê, want ons almal struikel dikwels. Moenie vir my sê daar's niemand wat struikel nie. Hy sê ons struikel dikwels. Nie elke dag nie, nie elke oomblik nie, maar dikwels struikel ons. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. So 'n mens wat nie struikel nie, sê vandag vir jou is volmaak. Ons gaan eers volmaaktheid bereik, eendag wanneer die Here heeltemal oorheers het in hierdie liggaam, dat jy werklik dood is in jouself en die gees van die Here so oorweldigend oor jou is. Dan gaan ons vol. Paulus sê dit so mooi, hy sê ons reik uit om volmaak in Christus te wees. Amen. Prys die Here. Hy sê kyk, ons sit in die perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees. Ons sit stange in perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Hoor mooi. Daai goed in die perd se mond met die toue. Daai goed, die stange wat daar in sy mond is om hom te beheer, links, regs, en so nou en dan met die kuite binne in die ribbes, om hom te laat beweeg. Hoor mooi. Ons sal hom nie
kan stuur as ons nie sekere goed het nie. Ons kan nie net op 'n perd klim en verwag hy gaan na jou luister nie. Dis 'n dier. 'n Dier moet op 'n manier gedwing word om na jou te luister. En by 'n perd word stange in hulle monde gesit, is sodat ons hulle kan stuur in die rigting waar ons hulle wil in beweeg. Plain en simpel, kinders kan dit ook verstaan. Hy sê, kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is, deur ewige winde voortgedryf word. Hoor mooi. Die stang in 'n perd se mond is klein, maar hy stuur hom. Hoor wat gebeur hierso. Groot skepe wat deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer. Daai roer sit heel agter onder 'n boot wat net so maak. Hoor mooi. Hy stuur die boot links, regs, reguit. Hy sê net waarheen die stuurman wil. So daar is dit wat maak laat daai groot boot in 'n rigting beweeg. Is daardie roer. Maar as iemand wat daardie roer beweeg, selfs met die perd, die stang is in die mond, maar as iemand wat die toue trek, selfs met die boot, daar's 'n roer, maar as iemand wat hom stuur, hy bepaal die rigting. Nou, so gevaarlik soos wat dit is, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Hierdie ouetjie kan baie groot in homself wees. Baie groot. Hy kan groot praat, hy kan jou nederig hou, baie gevaarlik. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê net soos die tong ook 'n klein lid en hom beroem op groot dinge. Kyk hoe groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Nou vergelyk hy die tong met 'n vuurhoutjie wat 'n vuur aan die brand steek. Jy kan 'n hele woud aan die brand steek deur een klein vuurhoutjie. Hy sê net so is die tong, die klein gedeelte in jou liggaam. Hy sê want die tong, vers 6, is ook 'n vuur. Hoorie, kom ons kyk geestelik na hierdie goed. Hierdie is nie 'n fisiese vuur nie, is iets waarmee jy proe. Is iets wat jy mee praat. As jy nie 'n tong het nie, kan jy nie praat nie. As jy nie stembande het nie, kan jy nie praat nie. Maar hoor mooi, dat hierdie tong kan groot of klein dinge doen. Ek wil vir jou sê, net wat jy spreek, so sal dit wees. As jy negatief spreek, gaan jy negatief wees. As jy positief spreek, sal jy positief wees. Kan ek jou iets sê, nie almal van ons is so gelukkig om met 'n goue lepel in die mond of in die hand gebore te word nie. Party mense moet 'n geveg stry om aan die lewe te bly in hierdie lewe, maar hulle tong beheer in die rigting waarin hulle beweeg. So magtig is die tong. Net dit wat jy spreek, dit sal dit wees. As jy dink jy is 'n verloorder, gaan jy 'n verloorder bly. As jy dink jy is iemand, dan praat jy met autoriteit. Met Christus in my is ek meer as 'n oorwinnaar, want ek spreek dit.
As ons begin reg spreek, begin dinge in ons lewe reg beweeg. Ek het al baie dinge in my lewe gespreek sonder dat ek daaroor dink en ek het al pak slaag gehad oor dit. Moenie met God speel nie. Net dit wat jy sê sal gebeur. Daar's mag in die tong, daar's dood, daar's lewe in die tong van die mense. Hoor mooi. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. In hierdie wêreld met al hierdie ongeregtigheid spreek baie mense goeders. Baie mense sit verniet dalk in 'n tronk deur iemand wat iets gespreek het, 'n saad gesaai het en mense het dit geglo. Rudolf, ons is koningskinders, ons spreek dit met alles wat in ons is. Amen. Ons spreek dit. Hoekom is ons koningskinders? Ons het ons knie gebuig voor die koning van alle konings. Jy moet die woord elke dag, jy moet elke woord oordink. Broer Leon, dis waar. Josua 1 praat daarvan. Moenie laat dit uit jou mond uitwyk nie. Moenie, spreek dit. Laat dit 'n lewenswyse word. Dit wat jy spreek, laat dit woorde van God sal wees, sodat jou lewe in 'n positiewe rigting kan inbeweeg. Prys die Here. Hy sê net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Kan ek jou sê, dit is wat ongeregtigheid doen. Ongeregtigheid laat jou dinge spreek. En ek gaan vir jou iets sê. Mense kan mense vernietig deur hulle tong. Woorde sny dieper as wat jy iemand sal slaan met die vuis. Woorde laat letsels na en dit word uit die hel aan die brand gesteek. So bly regverdig voor God en strewe geregtigheid na, sodat jou tong nie mense negatief sal beïnvloed. Woorde kan baie seer maak. Woorde kan skade maak. Woorde kan maak dat 'n 80-jarige vrou op haar 80-jarige ouderdom nog steeds met iets sukkel wat met haar gebeur het toe sy 10 jaar oud was. Omdat sy nooit geleer het om dit af te sny. Ek is hier om julle te leer om goed af te sny wat oor ons gespreek word. As iemand 'n vloek oor jou spreek, dan sê jy die woord sê, as jy my vervloek, sal daai vloek na jou toe gaan. Hy sal terugbring na Die woord sê dit. Jy wat seën uitspreek, sal seën ontvang. Jy wat vloek uitspreek, sal die vloek terugkom na jou. En ons spreek hierdie dinge, want dit is skriftuurlik. Amen. Amen. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Dis waarvan ons gepraat het oor die perd. Sit 'n stang in sy mond. Die menslike natuur is dit wat hulle beïnvloed. Dit wat hulle leer, wat ons wil hê hulle moet doen. Hy sê maar die tong kan geen mens stem nie. Dis 'n moeilike een. Hoekom kan die tong nie getem word? Omdat ons gedagtes so vinnig hardloop. Ons leer nie om stil te bly wanneer ons moet stil bly. Bedink voordat jy iets sê. Dink voordat jy praat. Ja, oordink dit. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad. Ons sit met kwaad in ons mond. Vol dodelike gif.
En weet jy wat? Ek glo nie Jakobus praat hier met mense wat die Here nie ken nie, hoor. Want hy begin met Jakobus 1 en hy sê, Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Hy groet sy eie mense wat verstrooi is. En hy weet wat hierdie tong kan doen. Wat doen hulle met Moses? Toe Moses hulle probeer help, toe hulle mekaar slaan. O, gaan jy ons ook doodslaan soos wat jy daai Egiptenaar doodgeslaan? Uit woede oor wat hy gesien het aan sy mense gedoen word, het hy 'n daad gepleeg en iemand het iets oor hom gespreek, dat hy moes vlug. Dis dinge waaraan ons moet dink. Weet jy, as ons net weet, ons doen sekere dinge om mekaar te beskerm, dan sal ons ophou om negatiewe goed te spreek oor iemand anders. Want dit is presies wat daar gebeur het. Hulle voel te nagekom. Nou dink hulle, ja, gaan jy ons ook doodslaan soos wat jy daai, weet jy wat? Daai woorde was onnodig. Maar ook nodig, sodat hy kon gaan afsonder, sodat God eendag met hom kon praat, uit 'n brandende bos uit. Hoor mooi, sodat hy God kon ontmoet in die woestyn. So sekere dinge gebeur. Hoor mooi. Hierdie tong is vol dodelike gif. Hy sê daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Ons sit in die kerk, ons beskinder die broer, ons beskinder die suster. Ons loop as kinders van die Here rond, maar ons praat sleg van ons medebroers. Ons vervloek selfs mense, maar ons is kinders van die Here. Hoe kan ons iemand vervloek wanneer ons met die seën van God binne in ons rond beweeg? Seën en moenie vervloek nie. Dis mos baie beter om iemand te seën, nie te vloek nie. Dis baie beter as mense na ons kan kyk en sê, waarlik, dis kinders van die Here. Daai man was nou so kwaad gemaak, iemand het hom so kwaad gemaak, maar kyk wat sy mooi sagmoedige woorde praat hy. Hy praat met 'n, weet julle wat? 'n sagmoedige gees sal altyd sag praat. Ek sê nie 'n ou raak nie opgewonde nie. Opgewondenheid het niks met dit te doen nie. Maar iemand wat kras praat, is iemand wat nie 'n sagmoedige gees het. Hy het altyd 'n krasheid binne hom. Ons wil altyd ander mense beledig. Hoekom? Omdat jy 'n probleem het in jou hart. Sorteer die probleem in jou hart uit. Vra die Here om jou te help, sodat jy weer eens goeie dinge kan spreek oor ander mense. Voor ons oor ander mense praat, kom ons bid vir hulle. In hierdie selfde mond staan ons in die kerk met ons hande in die lug en ons loof die Here en ons prys die Here. Maar sodra ons sit en ons luister na die woord, dan loer ons die een broer daar van die kant af en die ander suster daar van die kant af. Dit is mos nie reg nie. Moenie vir my sê jy het nou nooit in die kerk gesit en dit gedoen. En weet, mense doen dit. Want dit is wat in die kerke gebeur. Dis hoekom Jakobus hierdie goed aandra. Ons loof die Here van hemel en aarde. Dieselfde een wat my gered het, dieselfde een wat die ander persoon gered het, maar ons praat sleg vir mekaar. Ons vervloek mekaar.
Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Kan ek sê, Jakobus is op die man af hoor. Hy's eerlik. En hy sê vandag vir my en vir jou, dit kan nie so wees nie. Kinders van die Here behoort nie so te wees nie. Kinders van die Here behoort mekaar met liefde en respek te hanteer. Weet jy wat? As mense my met respek hanteer, respekteer ek hulle met respek. Maar sekere mense, hulle moet daai respek verdien. Eerlikwaar. Want party mense, ek verstaan nie hoe kan party mense sê hulle is goeie mense, maar hulle doen slegte dinge. Party mense dink deur hulle goeie werke, hulle is goed. Geen mens is goed nie, behalwe God. Amen. Hy wat in die hemel is, die Vader in die hemel is al wie goed is. Hoor mooi. Maar ek en jy wat sê ons is gered, ek en jy wat sê broer, suster, ek is lief vir jou, maar van agteraf praat ek van jou. Weet julle hoe agteraf is hierdie pastoor? Hy is so agteraf, hy's kinder van elke broer en elke suster, elkeen wat ek ken in die aand by die Here. Elke aand bid ek en sê, o Here sien hulle raak, o Here sien hulle raak. Here, hulle het my gebede nodig, hulle het U nodig. Dis waar ek skinder. Dis waar ek van mense praat. By die Here. Nie omdat ek jaloers is oor mense nie, maar omdat ek lief is vir mense en sê, Here, hulle het U nodig. Finansieel het hulle U nodig. In hulle verhoudings het hulle U nodig. In hulle liggame, hulle is siek, Here, hulle het U nodig. Hulle het 'n aanraking nodig van U. Dit is wat my tong doen. My tong bid. En dit is wat ek verwag dat mense vir my moet bid. Ek het dit nodig. Dis hoekom ek vir ander bid. Met die hoop dat hulle vir my ook bid. Ons gaan ook 'n stryd deur. Almal gaan 'n stryd deur. Almal struikel soms, sê Jakobus. Anders was ek ook volmaak vandag gewees. Amen, broeder. Amen. Ons vervloek mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Hy waarsku ons. So behoort dit nie te wees nie. Ons moet regtig werk daaraan om mense te respekteer, mense met respek te behandel en eerder dink voordat ons, wanneer ons kwaad word, dink voordat jy praat. Dink voordat jy iets wil sê, want ek sê nou vir jou, baie kere voel ek kan iemand iets sê dat ek wil hom so goed vertel, hy moet sommer uitsien om hel toe te gaan. Maar dan baie keer dan voel ek hoe die Heilige Gees hier binne my sê, wow, stadig my seun. Ek is ambassadeur van die Here, ek is ambassadeur van die Koninkryk van God. Ek moet as een optree, 'n ambassadeur van hom. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars water en bitter water opborrel nie. Ons kinders van die Here kan nie wêreld wees en dan 'n kind van die Here nie. Ons kan nie van die wêreld wees en dan van die Koninkryk van God nie. Jy's of van die Koninkryk van hierdie wêreld, Satan is jou vader, en of jy's in die Koninkryk van God en jou Vader in die hemel, jou skepper, jou redder, jou groot geneesheer. Welkom Suster Magda. Sien Jolandi het jou ook nou gegroet. Hoor mooi. Ons kan nie deel wees van die wêreld en van die Koninkryk van God. Ons kan nie.
Daar kan nie uit hierdie mond uit vuil water uitkom en skoon water. Nooit. Dis nie wie ons is nie. Dan het die Here verniet in 'n kruis gesterf. Verniet 'n prys betaal sodat ek en jy nuwe skepsels kan word in die Here. Dis hoekom Paulus sê in Romeine 12, verander jou denke, verander die manier hoe jy dink, want as jy verander hoe jy dink, gaan jy verander hoe jy praat, gaan jy verander in jou manier van dinge doen. Hy sê 'n vrye boom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring nie. 'n Appelboom gaan nie suurlemoene bring nie. Hoor mooi, goeienaand broer Reinier. Elke boomsoort sal sy eie soort voortbring. Kinders van die Here, julle moet God se karakter voortbring. Hoor mooi. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Ek sou graag wou aangegaan het met die ander gedeelte, maar ek gaan dit los vir 'n ander aand, soos wat die Here dit op my hart lê. Ek wil net graag hê dat ons moet nadink voordat ons enige kraswoord wil uiter. Mense sê tel tot 10. Ek glo nie kinders van die Here hoef nie tot 10 te tel nie. Ons het die gees van die Here wat selfbeheersing toon binne in ons. Ons het die gees van God, ons het die vrug van die gees binne in ons, sodat ons liefde kan openbaar en selfbeheersing wat die hele vrug bymekaar hou. Is goed om te sien, Suster Magda, hulle kyk ook. Baie lief vir julle almal. Mis julle so baie. Hoor mooi. Pas op wat ons sê. Ons het 2 ore om te hoor, 2 keer te hoor, en dat ons minder moet praat. Hoor mooi. Ons is kinders van die Here. Ons kan wel kwaad word, ons kan wel struikel, maar ons staan op en ons doen die regte ding. Hoor mooi. Moenie laat die duiwel 'n oop deur kry by jou of by my. Moenie laat hy jou gebruik nie. Want as kinders van die Here wat ook deur 'n demoniese mag gebruik kan word, moet dit nie toelaat. Jou tong is 'n wapen. 'n Wapen wat mense kan verander, goed of sleg. Ons kan woorde uiter. Ons kan dit nie terugkry nie. Daar's woorde wat ek in my lewe geuiter het, wat ek moes bely het by die Here, sodat ek kon vry word. Ek het mense vrygespreek in my lewe. Ek het gaan vergifnis vra vir mense wat ek seer gemaak het in my lewe, omdat ek die karakter van Jesus Christus ontwikkel het. So bid ek dat dit met ons almal kan gebeur. So bid ek dat ons Jesus Christus sou openbaar. Met liefde, Suster Johanna, met liefde. Alles wat ek doen, doen ek met liefde, want die liefde dryf my. Ek weet nie of my vrou iets wil sê nie, want deesdae luister sy so aandagtig, en ek sien haar oogies flikker altyd so om iets te sê. Wil jy iets sê, my engel? Ja, ek weet nie of ek dit vir môreoggend moet hou vir, of moet ek dit nou vir hulle gee nie. Hoe voel jy in jou gemoed? Wil jy dit môreoggend vir hulle gee? Wil jy dit nou doen? Hoe voel jy in jou gemoed? Ek sal dit môreoggend gee. Jolandi Ek sê, het iets om te aankou vir die dag. Jolandi sê sy het iets, maar sy gaan dit nie vanaand deel nie. DV môreoggend met haar boodskap gaan sy dit deel. So prys die Here. Hierdie boodskap
is nie klaar nie. Prys die Here. Ek wil vir julle sê, ek het julle lief met die liefde van die Here. En ek wil graag 'n liedjie speel vanaand met die afsluiting van hierdie woord. Want ek dink dit gaan baie belangrik wees dat ons kan kou aan elke woord wat ons spreek. Amen. Ek glo so. Elke woord wat ons uiter moet woorde van God wees. So ek bid vanaand dat die Here die naprediker sal wees van hierdie woord. Successfully. Kom ons hoor wat Kom ons hoor. Hy wil nou nie speel nie, wil hy nou nie speel nie. Soos ek kan nou speel. Ek wil net kyk as die Bluetooth anders. Wil nie te hard sit nie. Mis julle baie, broer Dolf. Jy gaan nie glo nie. Bluetooth device disconnected. Ons connect The hom nou weer. Bluetooth device has connected successfully. Sê. Kom ons hoor hierdie lied. Prys die Here. Dis tegnologie. Ons gebruik dit, maar dit kan ons baie keer ook die mekaar maak, né? Ja, loof die Here. Mag sy woord werklike inspraak op elkeen se lewe maak. Maar lyk my hy wil nie saam speel vanaand nie. So ek gaan nog een keer probeer en dan kan ons sien wat maak hy. Ek sê nie dis die duiwel nie. Ek gee hom nie eer nie. Sal hom nie eer gee nie. Nooit nie. Maar dit is maar tegnologie. Die WhatsApp luisteraars is nog hierso. Is geen net 'n bietjie kans, jammer daaroor. As hy net wil saamwerk. Ons almal ken ons hy liedjie. As ons net wil saamwerk. Want jou werk is God se werk. Halleluja. Hy wil net nie. Ek weet nie hoekom hy dit doen nie. Ek sien 'n saad wat val op grond, groei in môre se dag. Dankie, Here. Here, leer my om te spreek, soos U wil hê, dat elke woord wat uit my kom, U waarheid weergee. Want elke sin, elke klank dra lewe of dood in sy hand, so reinig my hart. Here, laat U Gees my woorde vul met lig, dood en lewe in die mag van my tong, so ek spreek Nee. Wow. En hierdie lied moes ek nou mee afsluit.
Hierdie lied beteken vir my baie. Eerste keer toe ek dit hoor, toe weet ek. Dit is die waarheid. Ek gaan nog een keer probeer. As dit nie gaan werk nie, dan gaan ons maar afsluit. Nee, wat? Hy wil nie saamwerk vanaand nie. Mag die Here elkeen van julle seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar. Dit is wat gebeur as dit live is, né? Maar prys die Here. Julle moet 'n soete nagrus hê. Mag die Here julle behoed, bewaar. Mag hy julle genadig wees, mag sy aangesig oor julle verhef wees. Amen. Mag hy vir julle vrede gee. Mag hy julle seën met 'n soete nagrus. En mag julle altyd onthou, Jesus het jou lief. Amen. Mooi aan. En Jesus lief dan elkeen van julle. Sal eers hier afsit, dan sit ons hier af.